Goeiedag, 2 Petrus, 'n oordenkingsreeks saam met pastoor Rinus van Sandwyk, voorgelees deur Christian van Sandwyk. Vandag lees ons 2 Petrus 1 vers 19 en dit sê: Dit laat die boodskap van die profete vir ons nog vaster staan. Luister baie mooi na die woorde, want dis soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat Christus verskyn en sy helder lig julle harte verlig. Vandag se tema is die woord hou stand. As iemand jou die keuse sou bied, om of saam met Jesus op die Hermonberg te wees, Moses en Elia te sien, 'n stem uit die hemel te hoor, of die Ou Testament te hê, sou die meeste van ons kies om die Here te sien gloei, om Moses en Elia te sien, om 'n stem uit die hemel te hoor. Maar Petrus sou anders kies. Hoekom? Want ervarings vervaag, maar die woord hou stand. Die probleem met ervarings is dat al wat hulle produseer 'n begeerte is om meer te sien. Hoe weet ek dit? Want die mense wat meer ondervindinge as enige ander gesien het, was die kinders van Israel. Hulle het gesien hoe God die Rooi See wonderbaarlik skei. Hulle is daagliks uit die hemel gevoed. Hulle het voortdurend wonderwerke gesien. Maar hoekom kon hulle nie die beloofde land binnegaan nie? Weens ongeloof. Hebreërs 3 vers 19. Nadat ek al 'n rukkie daar was, sal ek eerder 'n wonderlike Bybelstudie hoor en uit die skrif gevoed word, as om 'n klomp ervarings te sien ontvou. Daar was 'n tyd toe dit nie waar was in my lewe nie. Maar hoe langer ek met die Here wandel, hoe meer besef ek dat ervarings vervaag, selfs die geldige, selfs die wonders. Net die woord hou stand. Die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad, het die psalms verklaar. Psalm 119 vers 105. Hoe donkerder die wêreld word, of hoe donkerder jou situasie word in jou huwelik, jou gesin, by die skool of by die werk, hoe helderder sal die woord skyn en vir jou kosbaarder wees as ooit. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê.